Ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat. Ek wil hê u moet baie mooi luister na God se woord vanmôre. Ek wil hê julle moet julleself bietjie inleef. Terwyl ek voorberei en ek begin en ek besig weer met die kruisiging. Ons gaan lees in Lukas die 23ste hoofstuk, Luke the 23rd chapter and there from the 20th verse. Lukas 23 vanaf vers 20. Julle kan die hele Lukas 23 gaan deurlees, waar Jesus voor Pilatus en voor Herodes en hulle almal was. En ek wil hê vanmôre moet ons so 'n bietjie indink. En ek wil hê u moet so met daai Via Dolorosa 'n bietjie stap. Ek luister vanmôre en ek wens ek kon ook al daar so uitgekom het dat ek by die tuingraf kon kom en op Golgotha se heuwel kon gestaan het, dan sou dit vir my wonderlik gewees het. Maar ek luister na 'n ander pastoor vanmôre hoe hy dit vertel, hoe hy daar was. Hy sê, dit was vir hom so wonderlik. Hy sê, hy wou nie daar weggaan nie. Hy sê, die gevoel wat jy daar kry, is van heiligheid. Die gevoel is van die nabyheid van die Here. Ja, hy is oralste. Maar hy sê, daar was dit vir hom so iets besonders om daar te kon wees. Nou wil vanmôre vir u sê, die Here het iets besonders vir elkeen hier vanmôre. En jy moet vanmôre net oopmaak en vra, Here, kom spreek met my. Maak my hart oop om te ontvang uit u hand uit wat u vir my instoor. En jy gaan hier so uitstap 'n ander mens. Hy begin vir ons, hy sê, daarom spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jesus wou loslaat. Kyk, Pilatus wou Jesus loslaat. Maar hulle het aangehou roep en sê, kruisig hom, kruisig hom. Dieselfde groep wat 4 dae voor die tyd gesê het, Hosanna vir die koning, Hosanna vir die seun van Dawid, palmtakke gegooi het. Dieselfde groep mense skree, kruisig hom, kruisig hom. Dieselfde groep mense, wil ek hê julle moet mooi hoor. En vir die 3de keer sê hy vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Hy het al 3 maal probeer om Jesus los te laat. Watter kwaad het hy dan gedoen? Ek het in hom niks gevind wat die dood verdien nie. Ek sal hom dan kastei en loslaat. Maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word. En hulle geroep, en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Sien u wat gebeur? Terwyl mense skree en te kere gaan, kry dit die oorhand by 'n Pilatus. Die mense skree, hulle soek dat hy moet gekruisig word. En hy kry die oorhand by Pilatus. Wat kry die oorhand by ons lewens? Ek wil vanmôre vir jou vra, jy 'n bietjie jouself indink. En dit saam 'n bietjie hierdie pad stap vanmôre. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. Sien hoe maklik word dit gechange. Die mens bly nie ja by ja en nee by nee nie. So maklik kan 'n mens verander. So maklik kan die mens verander van daar waar hy gesê het, ek vind niks in hom verkeerd nie, na, julle kan hom maar kry. Toe gee Pilatus uitspraak dat hulle dit moet doen. En hy het die een vir wie hy losgelaat, wat op opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een wat hulle geëis het, maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer. Hier los hy vir Barabbas. En jy weet, as ons kyk na Barabbas, ek wil sê, as jy daar in daai man se voete was, Barabbas was 'n man gewees wat 'n moord gepleeg het, hy het opstand gedoen, hy het mense oproerig gemaak, hy was 'n tiran gewees. Hy was eintlik die een wat moet gekruisig word.
En die mense skree, los vir Barabbas, los vir Barabbas. Ons soek Jesus moet gekruisig word. Ek wonder, hoe moes Barabbas gevoel het? As ons gaan kyk, en ons gaan lees, ek dink Barabbas het gesê, wow, hier kom ek uit vry. Hierdie man gaan vir my sterf. Ek glo ons gaan Barabbas in hemel sien. Want ek dink, enige persoon wat in daai situasie was en iemand anders te sterf in sy plek, gaan dit hom verander. Is dit nie so? Hy gaan nie meer dieselfde kan wees nie. Hy sal nie meer dieselfde wees as hy daar so is. En kom ek nou vanmôre vir u sê, ek en u is dieselfde. Hier sit ons almal as Barabbas sit vanmôre. As die een van ons het gesê, ek is nie 'n Barabbas nie. Ons het ook maar ons het maar min sonde gedoen. Barabbas het 'n moord gepleeg. Barabbas het 'n oproer gemaak en alles. Hy was gehaat deur die mense. Maar hulle sê, los eerder vir Barabbas, kruisig vir Jesus. Ek dink Barabbas het daar omgedraai en gesê, nee, maar hierdie man wil ek volg. Daar word niks verder van hom geskryf in die woord nie. Maar ek dink, as dit ek was, en ek glo as dit jy was, so jy gesê, tweemaal gedink het, oor hierdie man, wat in my plek sterwe. Maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer. Jesus, die een sonder sonde, die een sonder rimpel of vlek, die een wat niks kwaad gedoen het nie, word oorgegee om gekruisig te word. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. Simon van Sirene moes die kruis agter Jesus aandra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin julle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar het en die worste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, vir die heuwels bedek ons, want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal hulle met die droë hout gebeur? En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. Nou wil ek hê jy moet mooi dink, hier kom hulle kruisig die 2 kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant van Jesus. Wil jy moet baie mooi na hierdie prentjie kyk, die 3 kruise. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Hoor mooi. Jesus sê, Vader, vergeef hulle. In daai toestand, hy het 39 katsoue gehad. Sy longe kon jy tussen sy ribbebene sien. So erg het hulle hom geslaan. En Jesus hang op die kruis, en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. My broer en my suster, waar staan ek en jy vanmôre? Wat doen ons? Nee, ek sal hom reg kry. Ek sal haar reg kry. Ekskuus. Wat sê ons meester? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ag, jy sommer gou kwaad oor enige ou klein dingetjie, jy wip jou en daar gaan jy en jy wil alles om jou reg maak met die vuis of wat ook al. Jy wil alles reg slaan. Hoe maklik kan die mens dit wil regmaak op sy eie manier? Wat sê Jesus? Hy kon 'n legioen engele geroep het. En ek wil vanmôre vir u sê, as ons kyk, as Jesus daarso 'n legioen engele geroep het toe hy op die kruis was, was daar nie een mens op die aarde oor nie. Want een engel het 85.000 mense in een nag doodgemaak.
Nou dink 'n legioen engele sou die hele wêreld se bevolking uitgevee het en daar was nie een mens oor nie. God die Vader het in Genesis gesê, hy was spyt dat hy die mens gemaak het. Het jy dit geweet? God was nie spyt dat hy die slang gemaak het nie. Hy was nie spyt dat hy enige dier gemaak het nie. Maar hy was spyt dat hy die mens gemaak het. Die een wat na sy beeld gemaak is, was God spyt dat hy hom gemaak het. Want dit is daai mens wat sy seun gekruisig het. Daai mens wat hy gemaak het, het veroorsaak dat Jesus op die kruis van Golgotha gesterf het. Maar weet jy, Jesus moes op die kruis sterwe sodat ons vanmôre vry kan wees. Jesus het op die kruis gesterwe. He died on the cross so that we can be free. He made us free from all sin. His blood purchased our salvation. Hy het ons suiwer gemaak. My broer en my suster, besef ons werklik wat daai tafel beteken. Besef ons werklik die pyn wat deurgegaan is vir my en jou, so losmaking en vir bevryding. Ek wil vanmôre vir jou sê, die kruisiging van ons koning Jesus het met 'n duur prys gekom vir my en jou. Ek glo nie een van ons sou dit kon maak nie. Hoor wat sê die woord verder. Hy sê vir ons daarso, hy sê, en die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. Hoor hoe spot die mens. Die mens is 'n spotter. Die mens spot, en hy gaan aan daarmee, van hy tyd af. Van vroeg af, spot mense. Nou nog. Mense bespot mekaar, hulle bespot alles. Ek kyk vanmôre, terwyl ek ry vanmôre sê ek, Here, dis die woord van God wat sê, in die laaste dae sal hulle liefhebbers van sport en genot wees, meer as liefhebbers van God. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel mense sit in kerke vanmôre, hoeveel mense, toe ek vanmôre hier ry en ek sien die mense so hardloop. Weet nie of jy gesien het hierdie mense wat so gehardloop het vanmôre nie? Is ons besig met 'n wedloop. Paaie word gesluit vir die mense sodat hulle kan hardloop. Maar wat doen hulle vir die Here? Ek vanmôre vir u sê, kind van die Here, ons is in die laaste van die laaste dae, maar die kerk van Christus is aan die slaap. Die kerk van Christus moet wakker skrik. Jesus het 'n prys betaal sodat ons kan vry wees. Hoor wat sê hy vir ons? En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. En gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Né? Hoe bespot hulle die Here Jesus. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. Maar ek wil vanmôre gou 'n paar oomblikke stil staan by die volgende gedeelte. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een, wil vanmôre vir jou vra, my broer en my suster, dink 'n bietjie mooi na hierdie twee, wat langs Jesus gekruisig is. Die ene spot hom, en hy besmaad hom, en hy sê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom. Hulle is oomblikke voor hulle dood, né? Hierso bespot die een die Here Jesus Christus. Maar die ander een sê, hy bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie?
terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, ek wens ek kon daai gesig van daai man sien, terwyl hy na Jesus draai, en hy bestraf sy vriend aan die ander kant, hy sê, vrees jy God nie? En hy draai na Jesus, ek dink hy sy kop seker so gedraai, want hy kon nie beweeg nie, hy seker so gehang en geloop. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vra jou vanmôre goue vraag, watter kant van die kruis hang jy? Watter kant van die kruis hang jy? En as ons verder gaan, dan sê hy vir ons, en dit was omtrent die 6de uur. Nou in Israel, die 6de uur sou so 12 uur gewees het. Want hulle begin die oggend, hulle ure begin van die oggend af. En dis omtrent so die 6de uur, 12 uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom. Hoor mooi, daar duisternis oor die hele aarde gekom. Tot die 9de uur toe. Tot 3 uur daai middag. Van 12 uur tot 3 uur was daar duisternis oor die aarde. Hoekom? Want weet jy wat, tot die son kon nie eers gekyk het, hoe Jesus gesterwe het vir my en vir jou nie. Nie eers nêrens kon niks gekyk het nie, en gesien het, hoe die Seun van God vir my en vir jou alles betaal nie. Tot die son kon dit nie eers aanskou nie. Alles het donker geword. Ja, daar was 'n aardbewing. Jy kan alles teoreties wil probeer verklaar en alles. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, tot die son kon nie eers aanskou. Toe die Seun van God gesterwe het vir my en jou nie. Not even the sun could see that the Son of God was busy dying on the cross of Calvary. Hoor mooi, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Voorhangsel skeur van bo na onder. En dit gee vir my en jou die kans dat ons vrymoedigheid het vanmôre om na God die Vader te gaan en die heiligdom te kan betree en dit vanmôre te kan sê, Hemelvader, ek dank U, Golgotha. Ek dank U, Koning Jesus, vir die prys wat jy vir my betaal het. Ek dank U, Koning Jesus, dat U het alles vir my gegee. U het niks teruggehou nie. Dank U, Koning Jesus, dat ek vanmôre vry kan wees, vry deur die bloed van die lam. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Toe die hoofman oor 100 dit sien wat gebeur het, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel, hoor jy mooi, 'n skare, jy weet mos die mense is mos nuuskierig. 'n Skare sal mos gou vir 'n skouspel bymekaar kom. En kom kyk, wat gaan aan? En die skare wat hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes, en dit is, vanmôre wil ek ook luister na u met u praat, en al sy bekendes het ver weg gestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het hierdie dinge gesien. Sien nie? Jou bekendes, die wat by jou moet staan, die wat by jou moet wees,
het ver weg gestaan. Jy staan partymal alleen, kind van God. Weet jy wat? Partymal staan jy alleen in 'n situasie, maar God sal jou nooit verlaat nie. Hy's met jou, hy sal jou nooit verlaat. Hy is die God wat vir jou sal deurdra deur elke situasie. Baie keer, die vriende, hulle staan ver af. Hoor daar so sê hy. En al sy bekendes het ver weg gestaan. Baie male gaan jy in 'n geveg in en jy kom agter, jy staan alleen. Bekendes staan daar in die verte en kyk. Wat gaan met hom gebeur? Is dit nie? Hoe maklik gaan mense vir jou sê, "Haai my boetie, my sussie, ek is baie lief vir jou pastoor, ek is baie lief vir jou. Haai pastoor, ek is baie lief vir jou." Staan van ver af en kyk. Ek wonder wat gaan met daai pastoortjie gebeur. Wonder wat met daai boetie of daai sussie gaan gebeur. Kerk van Christus, het dit nie tyd geword dat die kinders van die Here in 'n eenheid moet kom en die Here moet vashou en sê, Here, ons soek herlewing, ons soek dat U ons weer kom ontmoet, dat die krag van God in 'n eendragtigheid saam kan kom. Hy sal 'n skare staan van ver af, maar toe hulle besef en hulle kom in die bovertrek, and they get to the upper room, the power of God was then on them. Baie kere moet ons 'n bietjie 'n bovertrek ondervinding eers gaan kry. Baie kere moet ons 'n bietjie vra, Here, laat ons eers bietjie by die bovertrek uitkom. Is dit nie tyd geword dat die kerk van Christus weer op die plek kom, dat ons 'n bovertrek ontmoeting kry, dat die vuur van God se Gees weer op die kerk val nie? Ons het kragteloos geword, want ons het nie meer die vuur van Christus in ons nie. Te maklik kom die duiwel en hy blus die vuur in die kind van die Here se lewe uit. Te maklik kom die duiwel en hy trek jou weg en hy koel jou af. Ag nee, pastoor, jy moet nie so aan die brand wees nie. Jy moet bietjie koud word. Ek word partymal gesê, pastoor, jy moet oppas. As jy so ernstig raak, gaan jy 'n koroner skiet. I'll praise the Lord, as ek 'n hartaanval of 'n koroner skiet agter die kansel, is ek huis toe. Maar dit sal nie gebeur nie. Want die Here wil my nog gebruik, ek weet dit. Ek is die instrument in sy hand. En ek wil vanmôre vir jou kind en broer en suster sê, don't give up, you're on the brink of a miracle. Don't give up, God is still on the throne. God wil vir jou gebruik, hy wil vir jou aanraak, maar jy moet vanmôre besluit watter kant van die kruis hang jy. Kom terug na die kruis toe. Baie mense hang aan die verkeerde kant van die kruis. Baie mense wonder, ag, ek sal maar môre, ek sal maar volgende week. Wil vir jou sê, time is running out. Die tyd hardloop uit. Ons is in die laaste van die laaste uur van hierdie dispensasie. Jesus se koms is baie naby, my broer en my suster. As ons gaan kyk wat in die wêreld op die oomblik aan die gang is, wil ek vir jou sê, ons moet gereed maak, of jy gaan agterbly. Vanmôre vir jou vra, my broer en my suster, jou gehoorsaamheid. Aan wie is jy gehoorsaam vanmôre? Is jy mense meer gehoorsaam of aan God meer gehoorsaam? Luister 'n bietjie wat sê die woord van die Here vir ons. Hy sê vir ons in Handelinge 5 vers 29. Paulus, Petrus en die apostels waar hulle antwoord. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Hoe baie mense is meer gehoorsaam aan mense? Ag, ek sal maar dit doen want ek wil dit doen.
My broer en my suster, ek wil vanmôre vir jou sê, dit het tyd geword om aan God meer gehoorsaam te raak as aan mense. En beluister 'n bietjie wat die mense vir jou sê. Dan besef jy nee, ek wil God gehoorsaam. Jou vriende, wat doen hulle met jou? Vanmôre vir jou vra. Dan wil ek ook vir jou vanmôre 'n ander vraag vra. Wat sê jy vanmôre vir hulle wat vir jou te nagekom het? Wat sê jy vanmôre? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen, of ek sal hulle regmaak. Ek wil vanmôre vir jou vra. Kom ons gaan kyk na wat Jesus doen. As daar iemand was wat kon kwaad geword het, was dit Jesus. As daar iemand was wat kon gesê het, ek sal hulle vergelde, was dit Jesus. En Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Jou situasie vanmôre. Jy voel vanmôre dalk, ag nee wat. Ag, daar's baie dinge wat jy voel dalk vanmôre. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, het jy al op daai punt al gekom waar jy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Aardse goed het vir jou dalk meer belangrik geword. Hulle is vir jou meer belangriker as God. Jy is meer bekommerd oor wat jy het en wat jy besit. God kom tweede. Maklik. Hoe maklik kom die duiwel? Nee, maar ek wil geld, ek sal geld jag. Gaan kyk 'n bietjie hoe die wêreld geldjagters geword het. Meer liefhebbers van geld en sport en genot as aan God. Mammon, jy kan nie God en mammon dien nie. Die geldgod het hierdie wêreld oorgevat. Luister mooi, is dit nie so nie? Mense het geld baie lief. Hy pastoor, maar sonder geld kan ons nie. Wil jy weet jy wat? Begin God vertrou. Begin op God vertrou. En kyk wat God vir jou gaan doen. Waterkant van die kruis hang jy? Waterkant? Ek wil vanmôre vir jou vra. En ek haas my. Ek wil vir jou vra, doen 'n wyse besluit vanmôre. Waterkant van die kruis hang jy? Wil jy alles bespot van die Here? Gaan kyk 'n bietjie hoe die wêreld die dinge van die Here bespot. En weet jy wat, baie keer dan sal jy sou hoor, dan is die kinders van die Here tussen daai mense en hulle hou hulle monde. Dan hoor jy, dan is die kinders van die Here tussen daai mense wat die naam van die Here eintlik gebruik, maar hulle hou hulle monde. Wanneer gaan die kind van God ruggraat kry? Wanneer gaan die kinders van die Here weer besef, ek hang nie aan die verkeerde kant van die kruis nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dink 'n bietjie mooi, watter kant van die kruis hang jy vanoggend? Kom ons sluit die oë in hierdie plek. Hemelse Vader, U ken vanmôre elke een van ons soos ons hier so sit en staan. En Here, U ken watter kant van die kruis sou ons gehang het. U weet waar ons sak met U staan vanmôre. Meester, ek wil vanmôre vra dat U in elke hart sal spreek deur die soete Heilige Gees. Vader, dat ons aan die regte kant van die kruis sal hang. Want Here, ons wil graag daai woorde hoor. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees.
Ja, Here, die ander ene wat U gesmaad het. Baie male, Here, kan ons maklik sê, maar Here, ons smaad U nie. Maar ons handelinge smaad U. Ons handelswyse smaad U. Ons hoef dit nie met woorde te sê nie, Here. Maar ons handelinge smaad U. Vader, daarom bid ek vanmôre dat U by elkeen stil staan. Elke luisteraar stil staan. Here, dat ons sal luister na die soete Heilige Gees se stem. Here, dat U met ons sal spreek. Dat ons sal regmaak voordat dit te laat is, my God. Dat ons sal regmaak en weet dat ons weet, ons gaan eendag saam met U wees. As wat ons U smaak en vir ewig verlore is. Wat Here, kom staan by ons staan. Help ons. Lei ons. In Jesus naam vra.